Goeienaand, ek is Daniella van Heerden. Baie welkom by hierdie week se uitsending van Die Papier Praat, waarin ons vir jou 'n oorsig bied van hierdie week se belangrikste nuusgebeure. Rolf Meyer begin sy termyn as Amerikaanse ambassadeur. 'n Rugby-liefhebber se dood plaas die Tshwane Metro in die spervuur. President Ramaphosa se waterplan met min entoesiasme begroet. Nog 'n regeringsdepartement reageer op die hofaansoek oor genadedood. Presies hoeveel buitelanders het Suid-Afrika sedert Junie verlaat? In sakenuus, al meer verbruikers leef op lenings en ons berig oor die moontlike ekonomiese impak van die El Niño weerverskynsel wat Suid-Afrika later vanjaar gaan tref. Roy Rose se redakteur is ook by ons in die ateljee om te gesels oor 'n opwindende nuwe uitbreiding aan die geliefde handelsmerk. Later in die bulletin het ons ook weer vir jou 'n lekker inspirasiestorie uit Jeffreys Bay. In sportnuus gesels Jana Swart oor die naweek se grootste sportgebeure. Daar is Curriebeeker rugby, die onder 20 bokvroue draf uit teen die VSA en F1 aanhangers kan regskuif vir die Hongaarse Grand Prix. Jana het ook nuus oor die Wêreldbeker sokker toekennings en 'n internasionale paddeltoernooi wat Sondag in Pretoria begin. Rolf Meyer, wat in die 90's help wys het dat selfs die mees onversoenbare teenstanders om 'n tafel kan sit en praat, het vandag amptelik sy termyn as nuwe ambassadeur in Washington begin. Maar hierdie keer is onderhandelings nie 'n uitgemaakte saak nie. Meyer het kort voor sy vertrek met ons politieke redakteur, Jana Marks, gesels. Hy het benadruk dat hy alle Suid-Afrikaners, ook Afrikaners, en die regering in die VSA gaan verteenwoordig. Oor sy mandaat om die uitdagende verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA te herstel, het Meyer gesê hy het geen illusies oor hoe moeilik dit gaan wees nie. Ek dink die komplikasie of die moeilikheidsgraad lê daarin dat dis nie seker of die Amerikaners regte wil onderhandel. Met ander woorde, hulle het gekom met die eise en daar is nie 'n helderheid daaroor dat hulle bereid is om te gaan sit en 'n dialoog te voer of te onderhandel om te sê, goed, dit sal hulle tevrede stel en dit is wat ons kan aanbied. Dit wil voorkom asof hulle sê, dis ons eise, doen dit. En dit verander wat ons gehad het in die grondwetlike onderhandelings. Want toe het ons werklik onderhandel. Die ANC het geweet wat hulle wil hê, ons het geweet wat ons wil hê en ons kon onderhandel om te kyk hoe ons tot vergelyk kom, wat ons gedoen het. In hierdie situasie het ons te maak met eise wat van buite afkom en die boodskap wat ons kry is, ons wil nie daaroor praat nie, julle moet net doen. Maar ek dink die taak is baie duidelik. Die mandaat is, gaan herstel die verhoudinge met Amerika. Maak seker dat die hindernisse wat opgeduik het, uit die weg geruim word en ons 'n normale verhouding met Amerika het, soos wat ons 'n normale verhouding met China wil hê en 'n normale verhouding met enige ander land. Suid-Afrika is deel van die non-aligned groepering van nasies en wat dit beteken is, ons moet goeie verhoudinge handhaaf met almal. So sê Rolf Meyer, Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die VSA. Lees die volledige onderhoud met hom in hierdie week se uitgawe. Hugo van der Berg, die man wat op 11 Julie na 'n rugbytoets by Loftus Versveld in Pretoria in 'n konstruksieuitgrawing geval en gesterf het, is van dese week begrawe. Sy familie het aan die papier bevestig dat 'n geregtelike ondersoek na sy dood tans aan die gang is. Sy broer Chris sê dit is slegs die eerste stap in die proses in die stryd om geregtigheid vir sy broer en dat regsaksie nie uitgesluit is nie. Van der Berg se dood plaas die soeklig op die uitbreidingswerk aan Lynnwoodweg wat reeds vir jare deur vertragings en dispute gekenmerk word. Die Universiteit van Pretoria het ook sy kommer uitgespreek oor die veiligheidsrisiko en ontwrigting wat die konstruksiewerk vir sy personeel en sy studente kan veroorsaak. Die projek, ter waarde van meer as 120 miljoen rand, is deel van Tshwane se Areyeng snelbus uitbreidings na Mamelodi en moes reeds teen Januarie 2025 voltooi gewees het. En van dese week se uitgawe van die papier berig ons meer volledig hieroor. President Cyril Ramaphosa het 'n nuwe nasionale watertoegang versnellingsprogram op Mandela Dag in Hammanskraal in Gauteng bekendgestel.
Volgens die president is die program deel van die regering se poging om die wagtyd te verkort tussen die identifisering van watertekorte en die lewering van skoon water. Maar kenners sê die plan gaan so effektief wees soos 'n pleister op 'n bloeiende slagaar. Hulle waarsku dat boorgate en sogenaamde paketwaterbehandelingsaanlegte nie die land se veel dieper waterkrisis sal oplos nie. Ramaphosa het erken dat talle munisipaliteite nie waterinfrastruktuur in stand hou nie. Die regering het vroeër vanjaar die Nasionale Waterkrisiskomitee ingestel, dit om die waterkrisis landwyd te koördineer. Die komitee het glo reeds 'n konsepweergawe van 'n nasionale wateraksieplan opgestel. Die DA het op 14 Julie aangedring op die onmiddellike publikasie van hierdie aksieplan. Lees meer hieroor in môre se Die Papier. Die nasionale direkteur van openbare vervolging gaan nie die hof aansoek vir die dekriminalisering en wettiging van mediese bystandsdood teenstaan nie. Die organisasie sonder winsbejag, Dignity SA, het die Noord-Gautengse Hooggeregshof in April hieroor genader. Hulle aansoek steun swaar op regte wat in die grondwet verskans word, soos die reg op menswaardigheid en liggaamlike autonomiteit. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameloko Kubayi, gaan ook nie die besluit teenstaan nie en sê sy sal die hof se beslissing aanvaar. Die ander twee respondente in die saak, dit is die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, en die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika, staan egter die aansoek teen. Meer as 160.000 buitelandse burgers het Suid-Afrika die afgelope 2 maande verlaat weens 'n toename in dreigemente en geweld teen onwettige immigrante. Dit blyk uit 'n opname deur die AFP nuusagentskap. Minstens 4 immigrante is weens die geweld dood. Volgens die Zimbabwese regering het net meer as 108.000 burgers na die land teruggekeer, die meeste van hulle op eie stoom. Net minder as 47.000 Malawiese burgers het daarheen teruggekeer. Die Malawiese regering het sowat 700 busse vir die repatriasie voorsien. 6 mense is tydens die lang reis dood. Sowat 2000 burgers het na Mosambiek teruggekeer en nog honderde na Ghana, Kenia, Lesotho, Nigerië en Uganda. Die nasionale tesourie het van dese week aangekondig dat Suid-Afrika 25 miljard rand gaan leen by die Internasionale Bank vir Heropbou en Ontwikkeling. Dit is die Wêreldbank se leningsarm vir middelinkomste lande. Volgens die tesourie is die leningstermyn 15 jaar met 'n grasietydperk van 3 jaar. Die befondsing sal gebruik word vir hervormings in die energie, vervoer en watersektore, wat volgens die tesourie sal lei tot 600.000 nuwe werksgeleenthede teen 2032. Daar word ook gehoop dat dit nuwe beleggings sal ontsluit. Maar hoe belangrik is hierdie lening en kan Suid-Afrika nog skuld bekostig? Lees gerus wat Waldo Kriegel, 'n professor in ekonomie aan die Noordwes Universiteit, hieroor te sê het in môre se uitgawe van Die Papier. Suid-Afrikaners wend hulle toenemend tot korttermynlenings en onversekerde krediet om kop bo water te probeer hou. Volgens die jongste Debt Busters skuldindeks vir die afgelope kwartaal het 96% van mense wat aansoek gedoen het vir skuldberading 'n persoonlike lening. 61% het 'n korttermynlening vir 1 maand of tot by betaaldag. Volgens die verslag is albei syfers 'n nuwe rekord. Boonop het die gemiddelde aantal kredietooreenkomste per aansoeker tot 8,5 gestyg. En dis die hoogste vlak sedert 2017 en dit dui daarop dat verbruikers op verskeie uitleners staat maak om hulle maandelikse uitgawes te dek. Volgens die Debt Busters verslag is laer en middelinkomste huishoudings besonder kwesbaar. Verbruikers wat tussen 10.000 en 20.000 rand per maand verdien, bestee byna 1/3 van hulle besteebare inkomste net aan kos, wat min ruimte laat vir spaargeld, versekering of noodgevalle. Die verslag het bevind dat byna alle verbruikers ongeveer 10% van hulle besteebare inkomste aan vervoer bestee, ongeveer 9% aan nutsdienste soos water en elektrisiteit en ongeveer 4% aan selfoonkoste.
Alles dui daarop dat Suid-Afrika teen die lente of vroeë somer deur 'n sterk tot baie sterk El Niño weerverskynsel getref gaan word. Dit sal volgens kenners nuwe risiko's meebring vir Suid-Afrika se landbousektor en inflasievooruitsigte. Maar daar's darm ook 'n bietjie goeie nuus. Ekonome reken Suid-Afrika is tans beter in staat om die impak op voedselpryse te weerstaan as tydens vorige droogtesiklusse. Daar heers wel kommer oor hoe dit, saam met ander faktore soos die oorlog in Iran, landbouproduksie en kosinflasie sal raak. Lees in môre se uitgawe van die papier wat Annabel Bishop, die hoofekonoom van Investec, en Wandile Sihlobo, Agbis se hoofekonoom hieroor te sê het. En dit was dan ons belangrikste nuusstories vir hierdie week. En van dese week se uitgawe van die papier het ons vir jou nog baie interessante leesstof. Ons berig oor die land se eerste e-brandstofaanleg wat die wind van voor kry. Lees meer oor die jongste verwikkelinge by die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Ons stel jou voor aan Irvine van der Merwe, die akteur wat lewe gee aan Suidooster se mees gehate skurk, Nazim. In sy gereelde rubriek skryf Andrei Swarts hierdie week vir ons oor irriterende verkleinwoordjies, en soos altyd is daar rubrieke, meningsstukke, 'n speletjiesblad en 'n oorsig van plaaslike en internasionale nuus. So maak seker jy lees môre die papier. Nou het ons vir jou nuus oor nog 'n byvoeging tot Novus Media se Afrikaanse nuusaanbod. Die papier se susterspublikasie Rooi Rose se eerste vodcast word môre bekendgestel. En by ons in die ateljee is Annelie Jansen van Rensburg, Rooi Rose se redakteur. En Annelie Jansen van Rensburg, Rooi Rose se redakteur, is nou hier by ons in die ateljee. Welkom Annelie. Baie dankie. Nuuskierig oor hierdie nuwe projek van julle, vertel ons asseblief daarvan. Sekerlik. Weet jy Daniela, dit is al vir 'n paar jaar wat ek en Nadia Bekes hierdie idee het om Rooi Rose die papier letterlik na die lewe toe te bring in die vorm van 'n geselsprogram. En ons is nou al vorentoe en agtertoe en dit het ons so lank gevat, maar ons het nou uiteindelik besluit, kom ons doen dit op 'n YouTube kanaal. Wat die idee daarmee is om die papier om die tydskrif se blaaie lewendig te maak. So dit wat jy in die tydskrif kan lees, gaan jy nou ook kan na luister en kan sien op skerm. So 'n aanvullende produk amper. Basies ja, ons wil mense in kennis stel wat gebeur daardie spesifieke maand in Rooi Rose, wat se lekker stories is daar om na uit te sien. Ons wil graag mense net so 'n bietjie prikkel en dat hulle dalk dink, o, dit klink baie interessant. Dalk is dit die moeite werd om die uitgawe te gaan koop. So is dit net inhoud wat reeds in die tydskrif ook is, of is dit ook aanvullend? Kan kykers dan ook ietsie anders verwag? Meerendeels is dit oor wat in die tydskrif self aan die gang is. Nadia Bekes gesels dan, ons probeer waar ons kan die voorbladster van daardie maand te kry as ons gas. Hulle gesels oor die inhoud, maar hulle bring dit ook terug half na die voorbladster toe. En hulle vertel basies hulle eie ervarings oor van die temas. En dan het Nadia 'n paar vinnige vrae vir die voorbladpersoon. En ons vertel maar basies wat als aan het gebeure is in daardie maand se uitgawe. Ek is nou baie nuuskierig, wanneer kan ek die eerste uitsending kyk en wat kan ons verwag van hierdie eerste uitsending? Goed. Die eerste uitsending gebeur Vrydag 24 Julie om 9:00. Dan gaan dit lewendig op YouTube en jy kan dit ook luister op Spotify of op Luno FM. Ons eerste gas is Marshall Hopkins. Sy is ons voorbladster en sy en Nadia gesels oor eerstens oor ons tema. Ons het elke maand het ons 'n tema van die maand. Wat dit nogal interessant maak, ons vra al die bekende persoonlikhede dan ook oor daai tema uit en is interessant om te sien hoe verskil party, hoe kom party ooreen. So hierdie maand se tema is vryheid. Marshall vertel 'n bietjie wat vryheid vir haar beteken, as ook al die ander. Hulle gesels oor gesondheid. Hulle gesels oor stereotipering van vroue wat manswerke doen. En dan gesels hulle ook oor Willem Botha. Willem Botha is ons fotograaf, ons voorbladfotograaf. En ons het 'n artikel oor hom byvoorbeeld gedoen, wat sy 11 beste foto's van alle tye met ons deel. En elke foto het 'n storie daarbey. En hy het ook Marshall se voorbladfoto geneem en sy het 'n bietjie gesels oor haar voorbladsessie saam met Willem Botha.
Ek is nou baie nuuskierig oor die voorblad en oor die episode. Dan net is hierdie, jy het gesê YouTube, so is dit net 'n podcast, is dit video, is daar klank ook? Hoe werk hierdie inhoud? Goed, so dit is in die vorm van 'n wadcast en 'n podcast. En vir die wat nou nie weet wat die verskil is nie, 'n wadcast is dan nou soos 'n geselsprogram wat jy basies kan kyk, soos op televisie. Jy kan dit op YouTube kanaal kyk. Waar ons nou ook waar gesels. ons nou gesels. En dan die podcast kan jy op Spotify gaan luister of op Luno FM. So ons neem dit so op dat daar nie 'n verskil gaan wees of jy dit nou luister of jy dit kyk nie. Dit bly presies dieselfde. Jy mis niks as jy dit net luister nie. Alles is presies dieselfde. So lekker vir iemand wat lank in verkeer sit om te luister of besig is om kos te maak, dan kan hulle ook die inhoud geniet met klank. Absoluut, Ja. absoluut. Baie dankie. Ek sien baie uit. Is daar nog enigiets wat jy wil byvoeg aan? Daar is eintlik. Ek wil net noem dat ons idee met dit is om die blaaie lewendig te maak. Ons wil definitief ook ons lesers inspireer. Dit is ons hele doel met Rooi Rose. Ons wil mense goed laat voel. Ons wil hulle inspireer en ons doen soveel moeite met ons artikels. Dit is sulke goeie joernaliste wat vir ons skryf. Ons fotos doen ons soveel moeite mee. Dit is so visueel aanloklik. Ons wil baie graag hê mense moet weer net 'n bietjie hulle foon eenkant toe sit en daaraan dink om 'n tydskrif te koop. Ons is passievol oor Afrikaans. Ons wil so graag hê Afrikaans moet voortbestaan en by ons bly. En as jy net jou R75 'n maand uithaal en 'n tydskrif koop, dan dra jy by tot die behoud van Afrikaans. So ons hoop regtig dit sal mense inspireer dat ons temas en ons artikels vir mense interessant genoeg sal wees dat hulle wil voel, hulle wil daai tydskrif oplig, hulle wil net vir 'n uur gaan sit en lekker ontspan en Afrikaans ondersteun in die proses. En as van ons kykers van die papier praat nou sommer ook hierdie program wil gaan kyk, wat gaan tik hulle daarin op YouTube om daarby uit te kom? Hoe vind hulle dit? Dit is op Rooi Rose 2. Mhm. Dit is die kanaal se naam. So hulle kan net vir dit gaan search en hulle sal ons vind of hulle kan op ons Facebookblad ingaan. Daar is alreeds 'n paar previews, praat ek Voorsmaakie, Engels, ja. voorsmaakie. En dan kan hulle net op daardie links klik en hulle sal by ons uitkom. Baie dankie. Dit was Annelie Jansen van Rensburg, Rooi Rose se redakteur oor hulle splinternuwe opwindende projek. Jana Swart is volgende aan die beurt met sportnuus. En sy vertel meer oor die naweek wat voorlê se sporthoogtepunte. Hier is Jana. Baie dankie Daniela. Ons begin by rugby. Die Cheetahs, die vroeër voorlopers in vanjaar se Currie-Beeker reeks, speel môre middag in Bloemfontein teen die Sharks 15-tal. In ander tweede ronde wedstryde pak die Lions die Pumas op Ellis Park en die Bulls speel in Kimberley teen die Griquas. 'n Volgepakte Wellington Stadion word Sondagmiddag verwag wanneer die Boland Cavaliers en die Stormers speel. In motorsport. Kimi Antonelli kan by die naweek se Hongaarse Grand Prix moontlik sy 7de oorwinning van die seisoen behaal. Die naweek se baan is tegnies en kan die jong Italianer soos 'n handskoen pas. Pirelli gaan ook die wedren gebruik om bande te toets en die data hieruit kan moontlik die rigting van die res van die seisoen bepaal. In golfnuus. Die jong Suid-Afrikaanse golfspeler Casey Jarvis het reeds sy plek in volgende jaar se 155ste Britse Ope op St Andrews bespreek. Jarvis het in sy eerste verskyning by die Britse Ope op die Royal Birkdale baan gesamentlik 60 geëindig. Die top 10 spelers word almal outomaties genooi vir die volgende toernooi. In sokkernuus. Die Franse doelskieter en kaptein Kylian Mbappé het die eerste speler geword wat die Wêreldbeker sokkertoernooi se Golden Boot toekenning 2 keer kon wen. Mbappé het 10 doele tydens die toernooi aangeteken. Die Spaanse middelskakel Rodri het die Golden Ball toekenning gekry en die speler van die toernooi. Sy spanmaat Unai Simon het die Golden Glove toekenning as die beste doelwagter losgespeel. In paddelnuus. Sondag is die eerste vir Suid-Afrika en die Afrika vasteland wanneer die wêreld se voorste premier paddeltoernooi by die Sunbet Arena op Times Square in Pretoria begin.
Die P1 vlak toernooi is die hoogste in die sport en van die beste spelers van oor die wêreld heen sal tot 2 Augustus in aksie wees. Die Suid-Afrikaners Richard Ashford, Loan Kriege, Egmond van Heerden en Jason Milner, sowel as Adam van Heerden en Warren Koen sal die tuiskare vermaak. Wat die vroue afdeling betref, sal Linde Steenkamp en Zoe Creer ook in aksie wees. Ons sluit af met vroue rugby. Die onder 20 Springbok vroue rugby span sal môremiddag in die tweede en laaste wedstryd teen die FSA die bordjies wil verhang na verlede week se losing. Suid-Afrika het verlede Vrydag se wedstryd in die Makotter Stadion in Stellenbosch met 47-12 verloor. Die onder 20 bokvroue se afrigter Hayden Groepes sê dit is 'n interessante tyd vir vroue rugby in Suid-Afrika en jong spelers word aan die lead standaarde blootgestel. Volgens Groepes help dit om hul ontwikkeling te bespoedig en hulle te help bou aan die pad na senior internasionale rugby. Dit was aan hierdie week se sporthoogtepunte, maar maak seker jy lees môre die papier vir nog meer sportnuus. Volg gerus ook ons webwerf by diepapier.co.za as jy op hoogte wil bly van plaaslike en internasionale sportnuus. Terug na jou, Daniella. Dit was Jana Swart, ons sportverslaggewer. Sportliefhebbers kan uitsien na 4 bladsye se sport in môre se uitgawe van Die Papier. Nou het ons vir jou nuus uit die res van die land, soos verskaf deur ons susterspublikasie Nova News. Die Swartland, Boland en omliggende gebiede in die Wes-Kaap word die afgelope wintermaande behoorlik omvou deur digte mis. Inwoners en kenners is dit eens dat dit baie ongewoon is. Die Swartland Gazette het by die meteoroloog en Vox Weather aanbieder, Annette Botha, gaan kers opsteek hieroor. En volgens Botha kan die mistige winter toegeskryf word aan 'n gebrek aan sterk koue fronte. Botha verduidelik dat baie koue fronte vanjaar heeltemal suid van die Kaap verbygeweeg het of net die kus liggies geraak het. Sterk wind en reën, wat gewoonlik die vog uit die atmosfeer skoonvee, was dus grootliks afwesig. Maar die rustige winterweer is nie goeie nuus vir Kaapse waterbronne nie. Botha sê, hoewel die mis baie vogtig lyk, dra dit min by tot waterbronne en kort die Wes-Kaap sterk koue fronte wat wyd verspreide reën sal meebring om damme verder aan te vul. Van dese week se inspirasiestorie kom uit Jeffreys Bay. Die Kouga News berig oor 'n 11-jarige diereliefhebber wat hom oor 2 honde ontferm het nadat sy Zimbabwese vriend die land moes verlaat. Atayande Senatle sê hy het sy vriend, ene Brendan, beloof dat hy na sy 2 skaaphondkruisings sal omsien. Atayanda sê hy wil nie sy vriend teleurstel nie, maar dat dit moeilik is om te sorg dat die honde genoeg kos kry. Hy wil ook graag vir hulle 'n hok bou waar hulle warm kan slaap. Die jong hondeliefhebber het sy eie hond en is 'n gereelde gesig by die weeklikse uitreikprogramme van die J-Bay diereskuiling. Toe hy daar opdaag met 3 honde, het die bestuurder van sy belofte gehoor. Die diereskuiling het besluit om hom met 'n sak hondekos per maand te borg. Atayanda sê hy probeer mense in sy woonbuurt aanmoedig om behoorlik na hulle diere om te sien, want volgens hom is diere net so belangrik soos mense. Van dese week stel die Tygerberger in Kaapstad lesers voor aan een van die baie gewilde Springbok impies, Alfonso Frankie. Die impie-konsep het 10 jaar gelede ontstaan as reaksie op die All Blacks se beroemde haka. Franke was aanvanklik deel van die kreatiewe span wat gedink het 'n meer aggressiewe weergawe van 'n Zulu dans sal die perfekte teenvoeter wees vir die haka. Maar in 2017 het Franke sy buiging gemaak as 'n impie. In sy eerste verskyning op die veld is hy aangesê om te fokus op die destydse All Black kaptein Kieran Reid. Franke erken hy dalk hierdie opdrag effens te ernstig opgeneem en dat sommige foto's dit laat lyk het asof hy Reid aanval. Reid het glo gesê hy het nog nooit so iets beleef nie. Die impies is die afgelope dekade 'n gereelde gesig op die veld tydens die Springbokke se tuiswedstryde. Franke is die enigste oorblywende impie van die oorspronklike trio. Hy sê dit gaan oor meer as 5 minute in die kollig en dat hy in daardie oomblikke op die veld oorlog toe gaan vir Suid-Afrika. Die impies is 'n belangrike deel van die Springbokke se handelsmerk en hulle besoek ook gereeld hospitale en ander instansies.
Franke sê dis sy droom om 'n nuwe winsgewende organisasie te begin wat kinders bystaan in hulle stryd, of dit nou weens armoede of siekte is. En dit was dan 'n oorsig van interessante nuus, soos verskaf deur ons susterspublikasie Nova News. As jy op hoogte wil bly van plaaslike, sowel as wêreldnuus, onthou, Nova News is gratis. Daar is 21 gemeenskapskoerante van reg oor die land en hulle sorg daagliks vir opgedateerde nuus. Jy kan hulle volg by novanews.co.za. Ons groet met 'n boodskap vir Driekus Du Plessis. Met sy oorwinning oor Kamaru Usman het Stilnox Du Plessis weer verlede Sondag bewys waarom hy as een van Suid-Afrika se grootste sporthelde beskou word. Ons wêreldkampioen, wat homself nou Stilnox 2.0 gedoop het Woensdag na Suid-Afrika teruggekeer. Dit nadat hy reeds 2 weke voor die geveg na die VSA vertrek het om daar te gaan voorberei. Die papier het van dese week by die CIT Performance Institute in Hatfield, waarvan Du Plessis ook die mede-eienaar is, die instituut gaan besoek. Claudia Botha, een van die ander eienaars, het net lof gehad vir Stilnox, wat sy beskryf as die grootste patriot wat sy ken. Botha sê hy het Afrika se gemengde gevegskuns of MMA op die wêreldkaart gesit en gewys wat moontlik is. Cameron Simon, 'n professionele MMA-vegter wat saam met Du Plessis oefen, het 'n boodskap vir die wêreldkampioen. Hallo julle, my naam is Cameron Alexander Simon. Ek is 'n professionele gemengde vegkunstvegter hier by Team CIT in Hatfield, Pretoria. En ek, namens die span, wil net vir Driekus sê hoe ongelooflik trots ons is op hom. Nie net sit hy ons sport in 'n goeie lig nie, maar hy sit ons span altyd in 'n goeie lig. Hy hardloop altyd met sy land se vlag en sy span se vaandel hardloop hy vorentoe en hy sit, soos wat julle gesien het hierdie afgelope naweek, sit hy een van die mooiste performances in die wêreld op. So Driekie, namens die span, ons is lief vir jou, baie dankie vir wat jy doen, nie net vir ons as 'n span nie, maar vir die sport wat ons so baie lief het. En vir al die Suid-Afrikaners daar buite, baie dankie vir die ongelooflike ondersteuning. Ons sien julle gou weer in die hok. En dit was Cameron Simon wat gesels het oor Driekus Du Plessis, die Suid-Afrikaanse wêreldkampioen in gemengde gevegskuns. Nou is dit weer eens tyd om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel was. As jy daarvan gehou het, teken sommer nou dadelik in op die papierpraat om seker te maak jy loop nie ons uitsendings mis nie. Onthou ook dat daar môre 'n splinternuwe uitgawe van die papier te koop is. Dis op winkelrakke landwyd en dis ook beskikbaar as 'n e-uitgawe. Volg gerus ook ons webwerf by papier.co.za as jy op hoogte wil bly van daaglikse nuus. En ons groet tot volgende donderdag om 7 uur. Totsiens.